Vroegoggend is ons terug na Wambo, om van die besienswaardighede daar te gaan kyk. Die vrouens doen nog 'n paar inkopies, en ek dink dis tyd om my nuwe skoene te bederf. Ja. Ja. As sou die lewe moeilik raak, al lê jou rekening hoe laag, sê jy kan sê, ek het meer as genoeg. Ons het 'n draai gemaak by Jonas se Wimby se huis. Daar is geen aanwysings of teken dat dit 'n monument is nie. Pragtige ou huis vol tekens van die oorlog. Dis net die een wat bereid is om als op te gee wat kan sê, ek het meer as genoeg. Dis net die een wat bereid is om als op te gee wat kan sê, meer as genoeg. Hierna is ons na die gedenknaald, opgerig vir Augustine Neto. Oral oor die land is daar gedenkbeelde en stene toegewy aan hom. Die mense het duidelik hoë agting vir hom gehad. Vandag is ons op pad na Dondo. Nog 'n teken dat dit nie die moeite werd is om in die aand op hierdie paaie te ry nie. Elke mens wat ek ken soek 'n skouer, 'n vriend wat langs jou staan in die reën. As sou die lewe moeilik raak, al lê jou rekening hoe laag, sê jy kan sê, ek het meer as genoeg. Omtrent so 100 km van waar ons geslaap het, draai ons af by die slaapplek wat Martin Leroux vir ons aanbeveel het. Dit is 'n bittermooi staanplek. Ons maak sommer gou middagete. Jammer die tyd het ons gister gevang. Martin is 'n toergids van Namibië en het ons baie uitgehelp op hierdie toer. Dis net die een wat bereid is om als op te gee wat kan sê, ek het meer as genoeg. Angola begin nou behoorlik sy mooi vir ons wys. Ons moes aftrek vir 'n paar foto's by hierdie mooi kerkie langs die pad. Asem kos nie geld nie, maar ek weet dit is duur. Veels te veel, maak selfs 'n ryk man blind. Dis die klein goed wat tel in die lewe. Toch hou ons aan jaag na die wind. Vanaand haal ons Martin se staanplek koördinate, net buite Dondo. Ons vra rigting met behulp van 'n translator by die locals. Dit het baie gereën en dit wil voorkom of sy staanplek nou onder water is. Wat kan sê, meer as genoeg. Ons kry darm 'n plek in dieselfde omgewing. Okay, so vanaand is die derde aand dat ons dit net voor donker maak tot waar ons wil kamp. Ons is net buite Dondo. Dis 'n wild camp. Ons kon nie vroeër wegkom nie want ons het gesukkel om petrol in te gooi, ons kaarte wil nie werk nie. Ons het gesukkel om geld te trek. Hulle masjiene het nie kontant in nie. So ons het eers 12 uur uit Wambo uit weggetrek en nou is ons hierso. Eerste vir ons kan vanaand op 'n teerpad. Is net die een wat bereid is om als op te gee wat kan sê, ek het meer as genoeg. Oh, is net die een wat bereid is om als op te gee wat kan sê, ek het meer as genoeg. Meer as genoeg.
She's wearing an old dress, walking it out, waiting for someone to turn around. She won't believe you when you fall down on your knees. Vandag het ons nie ver om te ry nie, net 'n bietjie meer as 200 km. Ons is op pad na Kalandula Valle. Die pad is besonder sleg met tye. Die rivier is vol, dit het goed gereën. Op pad koop ons 'n paar mango's. Ek dink ons het gesorg vir 'n hol dagloon. Net voor in Dalatando ry ons deur 'n pragtige woud. Hier staan te veel krummetartbome om ooit te tel. Skielik word dit duidelik hoekom hierdie die nasionale boom van Angola is. Let's lay in the dead grass, stare at the stars. Run away, you live out of cars and bars. Let's just leave here, 'cause there's nothing left to see. And if that's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. 'Cause there's no one else you'll find that's quite like me. In Dalatando besluit ons om 'n draai by die mark te maak. Ons kort 'n paar vars produkte. Bacana, Indra. Die goed is baie vuil. Wat sê jy? Die goed is maar baie Wat kan nie hoor nie. Hy is baie vuil. Ek dink ek gaan maar vanaand noedels eet. Fish. Tudo bem, pai? Hã? Tudo fish. Net buite die mark sien ons die oulikste klein dogtertjie en besluit om vir haar ma 'n foto te gee. Kyk hoe lasjes, dit is so lank. Dit is gekou. Ek dink hierdie is die cuteste baba wat ek in my lewe gesien het. Oral langs die pad lê krummetart uitgepak om droog te word. En daar, reg voor ons oë, sien ons dit, die Kalandula watervalle. Reg teen die waterval is daar 'n ou hotel. Ons besluit om te gaan uitvind of hulle dalk 'n kampplek het en om te gaan kyk na die waterval. By Kalandula Falls, by die hotel, op die valle. Ons kamp vanaand in hulle parking lot. Die kinders is baie tevrede. En dit is op die waterval. En nou nie te praat van die swembad nie. En ons het 'n paar mede-glampers vanaand. Daar het vanaand 'n pappie. Ek weet nie of hy by haar in die bed gaan slaap nie. Ek dink hy's 'n bietjie flea-infested, maar Ek het vir hom na 'n paar harde dae op die pad was hierdie breek net wat almal nodig gehad het. Wat 'n ongelooflike plek. You don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all, 'cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? Superbokkie. Okay. Cheers. Op Kalandula Valle.
'n lekker nat kamp opslaan vanoggend. Ten minste was daar geen modder nie. Altyd iets om voor dankbaar te wees. Daar is 'n uitkykpunt aan die ander kant van die valle. Ons het besluit om te gaan kyk. Voor ons nog mooi weet wat aangaan, het ons 2 gidse en is ons op pad na die onderkant van die valle. Ons gidse verseker ons dat ons nie stapskoene nodig het nie. Ons moes van beter geweet het, of dalk nie. Dink jy die mense het so mooi gedoen? Ek onthou nog duidelik my vraag vanoggend. Mamma, kan ek vandag my witbroek aantrek? Ja, Mia, ons gaan niks doen wat jou sal vuil maak vandag nie. Dit was glad en modderig. Daar was nie regtig 'n pad nie, maar dit was 'n belewenis. Om so naby aan daardie groot massa water te wees, is iets wat ek nie gou sal vergeet nie. Aan die onderkant van die Kalandula valle. Ongelooflik. Nie die maklikste pad nie. Ek dink daar is 'n pad by die hotel se kant met trappies. Ons het die Detlefs roete gevat. Maar ek dink dit was die beste roete. As ons net Portugees kon praat, so ons weet wat hierdie kliphoopies beteken. Ek weet nie. Daar is seker maar mense wat tot daar geloop het en hulle daar gepak het. En met geloof uit te waai. Ons gids het aangebied om 'n foto van ons te neem. Ek dink hy is in die verkeerde beroep. Hy is 'n natural agter die kamera. Op pad in die Walheid het ons hierdie manne teëgekom. Hulle is besig om 'n nuwe pad te probeer bou. Hulle loop heelwat makliker as ons op en af en dan het hulle nog krag vir 'n dansie. Obrigado. Ons stop gou vir 'n paal langs die pad en wil graag hulle oond afneem, maar hiervan het die vrouens niks gehou nie. Vandag was daar maar net 'n 100 km se ry tot by ons volgende bestemming. Hierdie is 'n groot hoogtepunt vir ons. Uiteindelik is ons by Pedras Negras, die mees noordelike punt van ons toer. Pedras Negras het al ons verwagtinge oortref. Ek kan eintlik nie glo dat hierdie nie een van die wonders van die wêreld is nie. Dit moet verseker een van die wonders van Afrika wees. Die opsigter het gesê hy sal ons na die uitkykpunt vat. Dit is ook waar die enigste amptelike kampplek is. Ons hoop maar die reën gee ons gou kans.
It's amazing. Pedras Negras. Wat is hy, dam of rivier? Kwanza rivier. Is dit? Die weer het begin opsteek en ons moes so gou as moontlik weer onderkom. Daar was 'n paar benoude oomblikke, maar ons het dit darm gemaak. Voor ons kamp opslaan is daar eers weer 'n papwiel om te ruil. Ons kry die perfekte plek vir vanaand se kamp. Joe sê as hy reg onthou, is dit presies waar die voetspore ook gekamp het toe hulle hier was. Een man kom uit die veld na ons aangestap. Ons gee vir hom 'n koeldrank om vriende te maak en hy is baie dankbaar. Op Pedras Negras, die tweede beste ding vir die dag. Die perfekte plek om 'n streep deur Angola te trek. En ook om die bottel baie duur wyn wat ons spesiaal saamgery het oop te maak. Beierskloof se diesel hier vir Pedras Negras in Angola. Nie Coca-Cola in Angola nie. Diesel in Angola. In die volgende episode besoek ons Luanda oor Kersfees. Ons roete begin nou meer kuslangs loop. Daar is weer asemrowende kampplekke, interessante mense en ons gemaak 'n draai by 'n paar bekende landmerke.